Hallo Dylan, kan jy my hoor? Hallo Gustaf, kan jy my hoor? Yes, ek kan jou hoor, kan jy my hoor? Yes, ek kan jou hoor, ja. Is ek duidelik of nie heeltemal nie? Ja, nee, is baie duidelik. OK, wonderlik, want ek het nou hier so twee mikrofone en is ek nie seker wat sê net jy beter optel nie. OK, Ja, het jy ek dit kan jou toe? mooi hoor. OK, dis goed. Het julle toe aangegaan met die matriks of hoe ver het julle gekom met die matriks? Ek weet nie, ek neem aan, jy soek op dieselfde soos, kom ek noem het maar dokumente as ons. Ons het Ek weet, gekom yes. tot en met 6 vandag. So ons is net 7 klaar gemaak het basically. Wat se dokumente is dit? Ek is nie seker, want ek het een hierso van 2020 wat 'n bietjie tydjie gelede is. Ek kan vir jou oor WhatsApp hierdie week sin stuur. Ag wel, hierdie jaar sin stuur as jy Ja, wil. yes, ja, dit sou goed wees dan het ek ook dieselfde as waarmee jy werk. Het ek net gesoek. Ek soek dit net gou, ek gaan nou, ek het dit hier, ek probeer net gou na WhatsApp te convert. Nee, geen probleem. Want dit wat ek het is hierdie ding, maar ek dink hy sal intussen geupdate. Ja, hy is bietjie geupdate, hy lyk bietjie anders nou, ja. Ek wil nie stuur nie. Uh, Ek kyk as ek hom maar op my laptop stuur of hy dan beter werk. OK. En ek het laasweek sin, maar ek het dit nie nou hierdie week sin. Okay, ek gaan dit nou vir jou stuur oor WhatsApp. OK. Hey, Dylan, gaan dit goed met jou? Is nou interessant dat dit net twee Dylans is, maar ek hoop dit gaan goed met jou, Dylan. Hallo Gustav, kan ik klaar niet aan dag? Ook goed, dankie. Dat is goed. En dieselfde spelling en alles, dis nog interessant. Ja, dat is Julle zo. is in dieselfde klas, nee, dis nie 'n kwessie van dat daar twee verskillende soos jy sê maar Engels of en Afrikaanse klasse of so iets nie. Ek sien die Engelse klas. Ek dink daar is twee klasse. Ek sien die Engelse klas, ja. Daar is twee klassen, maar ik ook in de Engelse klas. O, en julle doen okay, so julle doen natuurlik dieselfde werk. Dit is nie 'n kwessie van die een dosent is dalk vinniger as die ander netjie of so iets nie. Nee, ek glo nie so nie. Diezelfde Okay. professor. O, okay. Hy gee dit Ja, letterlik twee keer. Okay. ja. Soos ek verstaan is julle nou besig met matrikse. Julle het nou het julle vandag eens met dit begin of is julle al 'n tydjie besig met dit? Wat ons het woensdag. Ja, Ja, Woensdag die Woensdag. eerste keer. Okay. ja, En hoe ver het julle gekom? Het hulle vir julle alles verduidelik van matrikse en het julle woordsomme gedoen wat julle matrikse moet gebruik of hoe ver het julle gekom met matrikse? ek weet Volgende nie, was nie vir my vandag se klasie, maar laas waar ons gestop het was, ons het wat drie vergelykings gedoen. Okay. Drie vergelykings, drie onbekendes en dan moet jy dit gelyktydig oplos. Korrek. ja. Okay. Gustav, ek weet nie of jy daai WhatsApp gesien dat ek jou gestuur het nie. Yes. So laas het ons het 1 en 2 by 2 het ons net 3 van die somme in klas en die res was huiswerk. Maar dan het ons vandag van 3 tot 6 gedoen. So ons het basically net 7 doen om die dokument klaar te maak vir hierdie week. Praat jy van hierdie somme? Ek kan niks nou sien nie. O, wys dit nie daar dat jy iets kan sien nie. Maar daar wys dit nou net, ja. Moet ek net kyk. 'n Vervaardiger, ja, ek praat van hierdie somme. Ja, ons het tot en met 6 gekom vandag in klas. O, okay. En dan moet jy nog net 7 doen. Ja. Okay, nee, is reg. Ons sal dan mooi na 7 ook kyk. Maar ek wil vra die basiese idee van matrikse. Hoe gemaklik is julle met dit?
Dit is Of, skies. ek nee, ja, ek kort nog oefening. okay. Nee, geen probleem, dis goed om te hoor eintlik in 'n mate, want dan kan ons mooi na dit kyk. So kom ons kyk, hierdie is nou een van julle somme, maar ons kan ander ook doen. Kom ek kyk of ek dalk 'n ander eentjie kan hê. So die groot ding van matrikse is, laat ek net 'n lekker sommetjie hierso kry en dan doen ons hom. Die groot ding van matrikse is, ons het miskien soos hierdie volgende stelsel lineêre vergelykings. En hoekom is dit lineêr? Want dis nie tot die mag iets of sin of so iets nie. Is net alles tot die mag met 1. Nou op hoërskool het julle geleer van graad 10 af dat 'n mens kan die substitusie metode gebruik. So ietsie so eenvoudig soos, kom ek sê vir so aan die regterkant, sê maar ek sê vir jou x plus y is 4 en ek sê vir jou negatief x plus 2y is 8 byvoorbeeld. Dan wat julle op hoërskool geleer het, in graad 9 ook seker maar, is jy kan dalk, want is twee vergelykings, twee onbekendes, so 'n mens kan dalk uit die onderwerp maak, dan is dit net 4 minus x, en dan kan ons hierdie y-waarde gaan instel in daardie y, so dan word daardie tweede vergelyking eintlik negatief x plus 2 keer 4 minus x is gelyk aan 8, dan het ons negatief x plus 8 minus 2x is 8. En dan gaan jy sien negatief 3 is dan 0, negatief 3x, so x moet 0 wees. En as x 0 is, beteken dit y moet 4 wees. So dit is iets wat julle gedoen het op hoërskool ook, en dit is substitusie, want jy het gesubstitute. Jy het hierdie y, het jy die onderwerp gemaak, toe het jy daai y in die ander y gaan indruk, het hom gaan sap. Nou hierdie is 'n effektiewe manier, mens kan altyd sommer so uitwerk. Die probleem egter is, wat daarvan as dit meer vergelykings raak? Nou, ons gaan nou 3 vergelykings doen, 3 vergelykings, 3 onbekendes, x, y en z, maar 'n mens kan soos 30 vergelykings en 30 onbekendes doen. Of mens kan 10.000 vergelykings en 10.000 onbekendes kry in die werklikheid. En dan raak dit 'n bietjie moeilik om hierdie metode te volg. So dan is dit 'n drof. Wat 'n mens dan doen is, jy maak eerder gebruik van matrikse. En matrikse is baie kragtig, want natuurlik rekenaars kan dit baie vinniger ook uitwerk, maar selfs die mens kan ook baie makliker met matrikse werk as wat mens met so 'n klomp vergelykingkies werk. So die idee agter 'n matriks is die volgende. Ons skryf die koëffisiënte wat voor elke ding staan, skryf ons net neer. So is 2, 2, 1 en negatief 3, negatief 1, negatief 1 en 1, 1, 2. En dan maak ons so 'n streepie en ons sê 20 min 18 en 16. Ons noem dit die aangevulde matriks. Hy is net aangevul met die antwoord. Ons kan dalk later bietjie meer praat oor matrikse, maar kom ons doen net nou op die oomblik net die heel basiese. Nou, ideaal gewys is ons wil graag hierdie matriks uiteindelik so hê. Ons wil graag hê dit moet dalk iets soos dit lyk. En dan sê maar hier soos 'n getal soos 3, 4 en 5 byvoorbeeld. Die rede hoekom ons wil hê hy moet ten minste so lyk, of nie ten minste nie, kom ons sê hopelik finaal so lyk, want dan kan ons klaar sê hierdie laaste gedeelte sê eintlik maar net z is 5. Hierdie middelste gedeelte sê eintlik maar net vir ons y is 4. En hierdie begin sê vir ons dat x 3 is. So as ons die matriks so gekry het, dat ons klaar die antwoorde, dan weet ons wat x moet wees, ons weet wat y moet wees, en ons weet wat z moet wees. Die vraag is nou maar net, hoe kom ek van so 'n matriks, meer spesifiek hierdie gedeelte, hoe kom ek van dit af, hopelik daartoe?
En om dit te doen noem ons ry-redusering. So ons reduseer die rye, ons reduce die rye, sodat dit mooi kan wees. Nou kyk nou hoe eenvoudig lyk dit, en dit is so eenvoudig soos dit, en as jy hierdie stappies volg, dan sal jy nooit te fout maak nie, en 10-1 gaan jy amper presies soos die memo ook skryf. So dan is alles reg. So ons mikpunt is om uiteindelik dit so te hê. So, wat moet ons heel eers doen? Maak seker hierdie enetjie hier is 'n 1. Die oomblik as hy 'n 1 is, gebruik daai hele ry om hierdie 2 nulle te maak. Die oomblik as jy dit reg gekry het, dan beweeg jy aan. Volgende ding, maak seker hierdie tweede ry, tweede kolom is ook 'n 1. So by the way, hierdie is rye en hierdie is kolomme. So maak seker hy is 'n 1. As hy 'n 1 is, gebruik hom om ten minste die ondersienetjie ook 'n 0 te maak. Jy kan die boonsienetjie ook 0 maak as jy wil, maar dit is nie soos doodsaak as jy dit nie reg kry nie. En dan laastens, maak seker hierdie ouetjie hier is 'n 1. En as jy hom 'n 1 het, dan is jy eintlik klaar met die som, tensy hulle vir jou sê hy moet heeltemal gereduseer wees, dan moet jy hierdie ook nulle kry. En dan uiteindelik, as jy dit reg het, en jy dit gekry, dan het jy hom soos wat jy hom wil hê. Dan het jy hom in die vorm, en jy het dan dadelik die antwoorde. Maak dit vir julle sin wat ons gaan doen nou? Yes. Ja, doen. Okay, julle sal enige tyd 'n vraag vra as julle oor iets wonder of as ek iets verduidelik wat nie sin maak nie of so. Yes, Ja, yes. is reg. Okay, so kom ons kyk, hoe gaan ons dan hierdie spesifieke som doen? En onthou, jy mag rye omruil en so voorts. Hoekom? Die rede hoekom ons rye mag omruil is, as ek die 3 vergelykings so gegee het, ek kon ons maar hierdie vergelyking bo gesit het. En ek kon hierdie vergelyking dalk in die middel gesit het. Ek kan ons so iets gedoen het. En gesê het, hier is die 3 vergelykings. So dit maak nie saak wat se vergelyking eers staan nie. So, my heel eerste mikpunt is mos om hier 1 te hê. Nou daar is nie 'n 1 nie, so ja, ek kan met 'n 2 deel. Ek kan regdeur met 'n 2 deel, maar dan gaan ek nie hier met breuke sit en so voorts. Hier is reeds 'n 1, so wat ek gaan doen is, ek gaan net daai ry heel boontoe vat. Soos dit tans is, gaan ek net sê, vat hierdie ry heel boontoe. En daai netjie, kom ons vat hom maar onder toe. So daai moet net so omruil. So daarso het ek net, al wat ek net gedoen het, en jy kan dit maar langs die kant skryf, hierdie was die ry 3, ry 2 het ry 2 gebly, en hierdie was ry 1. So, kom ons kyk hoe ver is ek met my strategie, ek het 'n 1 daar. So alles is heeltemal reg, ek kan maar aangaan. Volgende stap, maak nou seker jy kry hierdie nulle. So die eerste ry bly die eerste ry, niks het met hom gebeur nie. Nou, ek gaan nie elke keer hierso skryf dat ek niks doen met hom nie, ek los dit net heeltemal uit. Maar nou hierso, iets moet met hierdie enetjie gebeur om by 0 uit te kom, maar ek moet van hom gebruik maak. So ek gaan sê, ry 2 plus 3 keer ry 1. Ry 2 plus 3 keer ry 1. Want dan het ek, vir die eerste term, het ek dan negatief 3 plus 3, en is 0. Die tweede enetjie, het ek negatief 1 plus 3, so dis 2. Dan die derde enetjie het ek negatief 1 plus 6, so dis 5. En dan, heel op die einde het ek negatief 18, en julle mag mos 'n sakrekenaar gebruik, of mag julle nie? Ja, ons mag. Julle mag, so dan kan jy net intik negatief 18 plus 3 keer 16, en dan kry ons 30. En dan hierso het ons ry 3 minus 2 keer ry 1, want onthou ek wil hom ook 'n 0 kry,
Soos 2 minus 2, 0. 2 minus 2, 0. 1 minus 4 min 3. En dan 20 minus 2 keer 16. Soos min 12. Nou, tegnies kan ons hierso stop as ons die antwoord wil kry. So as hulle nie spesifiek sê jy moet hom in 'n gereduseerde rytrapvorm kry nie, dan kan jy maar hierso gestop het. Andersins, as ons wil aangaan, dan kan ons aangaan. Al wat ons net nou doen is ons het nou reg gekry wat ons wou reg gekry, daai is 'n 1 en daardie is 2, daai 2 is nulle. En nou gaan ons net probeer om hierdie ouetjie hier in 0 te 1 te kry. Hier en hierso. Soos 1 1 2 16, as ons nou vir julle wys as ons kon hier eintlik maar gestop het om die antwoord te kry, maar ek sal dit nou vir julle wys. So ek gaan sê ry 2 gedeel deur 2. So ek het 0 1 5 op 2 15. Maar ek gaan sommer nou klaar hierdie ouetjie ook sommer 1 kry. So ry 3 gedeel deur negatief 3. 0 0 1 4. So ek is eintlik hier ook nou klaar. Maar kom ons gaan maar aan net om volledig te wees. Net om alles heeltemal volledig te maak. So daar het ek 'n 1, daar het ek 'n 1, daar het ek 'n 1. Ek het daar so 0, daar 'n 0, daar 'n 0. So soos ek nou gesê het, ons as ons net belangstel aan antwoorde, is ons tegnies reeds klaar. Maar kom ons kyk of ons nie daai ook net nulle kan kry nie. So om my boonsinnetjie nulle te kry, gaan ek sê ry 1 minus ry 2. Dan het ek 1 minus 0, dit is my 1 gee. Ek het 1 minus 1, wat vir my 0 gee. Dat ek 2 minus 2,5, wat vir my min 'n half gee. En ek het 16 minus 15, wat vir my 1 gee. Ry 2 bly maar net ry 2. En ry 3 bly maar net ry 3, want hy was reeds 'n 0 hierso. Nou het ek al daardie mooi nulle, nou moet ek nog net daai 2 nulle kry. So ek gaan hulle nou net weer van daai ding gebruik maak. Nou moet ek mos nou daai ouetjie gebruik, want ek het nou uiteindelik 'n 1 daarso. Eintlik nou al gehad. So nou sê ek ry 1 plus die helfte van ry 3. So is 1 0 0 3. Want 1 plus 2 is 3. Ry 2 sê ek ry 2 minus 5 op 2 ry 3. So is 0 1 0 en dan 15 minus 2.5 maal 4. Hierdie is 5. En dan 0 0 1 4. En uiteindelik het ek hom in die vorm waar alles mooi nulle is. Ons sê dit is die identiteitsmatriks. Dit is 'n mooi matriks wat so diagonaal 1 het en die res is 0. So daarom is hierdie antwoorde: X is 3, Y is 5 en Z is 4. Maak dit vir julle sin wat ons gedoen het? Yes, dit. Nou kom ek wys my net as jy okay, ek is baie bly dit maak daarom sin. Kom ek wys net vir julle, sê maar julle het gestop daar by daai sterretjie wat ek gesê het 'n mens eintlik tegnies kan stop. Kom ons kyk hoe sou ons ook op hierdie antwoord afgekom het. As ek daai laaste ry vat, dan sou dit gewees het negatief 3 keer Z is negatief 12, wat beteken Z is 4. So nou het ek 'n waarde vir Z. Z is 4. Nou stel ek dit in die basies die tweede vergelyking. Die tweede vergelyking sê eintlik 2y plus 5z
is 30. So 2y sal 30 minus 5z wees. En ons het mos nou 'n waarde vir z. Z is 4. So dis 30 minus 20. Dis 2y. So y is dan 10 gedeel deur 2. So y is 5. So dit is 'n waarde vir elkeen. En dan gaan mens net na die boonste enetjie toe en mens sê okay, daai boonste enetjie sê eintlik x plus y plus 2z is 16. Ons weet wat y is 5. Ons weet wat z is 4. So dit gaan 8 wees. Is 16. En as jy dit omvat, dan gaan jy 3 kry. So daarom het ons x, y en z. Hierdie ondersinnetjie is net baie mooier en as hulle spesifiek vra jy moet dit in so 'n vorm skryf, dan moet jy ongelukkig. Andersins kon jy maar daar gestop het en dan net die antwoorde so gekry het. Gustav, Yes. dit is 'n vraag. Is dit nodig dat ons die matriks so ver moet vat? Mening van wag, hoe verduidelik ek dit? In die klas dan doen ons net die 3 onderste nulle. Ja, soos hierdie. Ja, soos net die 3 onderste. Ja. So is dit Ja. nodig dat ons die boonste 3 ook moet doen? Nee, dis nie nodig nie. Ek het dit maar net gedoen vir as hulle miskien in 'n toets of in 'n ding vra, jy moet hom so hê. Toe het ek maar net aangegaan, maar om net antwoorde te kry, is dit heeltemal fyn. Mens kan maar daar stop. Okay, great. So lees maar net wat die vraag sê. Maar as dit kom by jy soek net antwoorde, dan doen jy maar net dit. Okay. Maar maak dit vir julle sin daarom hoe die idee agter matrikse en wat 'n mens moet doen om dit uiteindelik ten minste in die vorm te kry. Ja, die konsep maak sin. So net weer vinnig te noem. Ons mikpunt dan is, maar ek vind dit weer so uit. Ons mikpunt is dan, dit maak nie eintlik dan saak as jy hierso ook net getalle het nie, so ek maak ook net hier getalle. So die hele mikpunt is, sorg dat jy hierso 1 kry. Die oomblik as jy hier 1 het, gebruik daai hele ry om die 2 nulle te kry. Dan die volgende stap, sorg dat jy hier 1 het. As hy 1 is, gebruik hom om daai ou keer 0 te kry. En dan laaste stap, dit kry hier 'n keer 1. En dan van daar af, maak nie saak wat hierdie getalle daar is nie. As hulle nie spesifiek sê jy moet daai waardes uitwerk nie, maak dit nie saak nie. Dan gaan doen jy maar net die vergelyking kies om die res te kry. Nou dit is as hulle nou reguit vir jou net die somme gee. Soos hierso in julle week 2 se werk, chapter 1, wat hulle net vir jou sê, los die volgende vergelykings op met Gauss eliminasie, so matrix reduksie. Dan doen jy dit. Nou, julle gaan nie die hele tyd net sulke somme kry nie. Julle wat julle swat het mos nou natuurlik baie te doen met finansies en met woordprobleme en woordsomme en so voort. So, hulle gaan vir jou iets gee en dit is waaroor julle die res gaan. Vraag 3, 4, 5, 6 en 7 en so voort. So, hulle gee vir jou iets en jy moet dan dit omskakel in 'n matriks en dan daai matriks oplos. So hulle gee nie vir jou die vergelyking nie. Jy moet basies self die vergelyking opstel. Nou, tussen 3 tot by 6 wat julle reeds gedoen het, is daar enetjie wat ons nou ook hier kan doen of is julle gemaklik met almal wat reeds gedoen is? Ek moet net kyk of dit dieselfde is as die vorige jare. Julle kan maar vir my sê. Ek sal net dalk weer deur 6 wil gaan as dit moontlik is. Okay. Kom ons kyk dan na 6 hierso. Gaan hom nou hierso op die bord sit. Maar as jy tyd toelaat, dan kan ons na die ander ook kyk. Ek wil maar net dit so effektief as moontlik tyd gebruik. So, hulle sê hierso vir ons 'n persoon belê 'n totaal van R120,000 in 3 tipe geldmarkrekeninge.
Rekening A betaal 6%. Ons het hierdie som laasweek ook gedoen as ek dit nie mis het nie. Maar toe het ons waar was hy? Is dit hy? Nee, is nie heeltemal dieselfde nie. Maar laasweek het ons soortgelyke som gedoen, maar toe het ons nog nie van matrikse geleer nie. So toe het ek dit half op die lang manier gedoen. Ek het die hele substitusie sommetjie gedoen. Nou het ons matrikse tot ons beskikking of in ons toolbox, so ons moet nou van dit gebruik maak. So hulle sê 'n persoon belê 'n totaal van R120.000 in 3 tipe geldmaakrekeninge. Rekening A betaal 6% per jaar vir 'n lae risiko belegging. Rekening B betaal 6.5% vir 'n medium en rekening C is 15% vir 'n hoë risiko. Gestel die kliënt vereis dat die risikoverspreiding tussen A en C moet in die verhouding 2:1 wees, wat beteken vir elke R2 wat jy in A belê, gaan jy R1 in C belê. En dat die totale opbrengs vir die jaar R8.700 moet wees. So die totale rente wat 'n mens gaan kry, moet R8.700 wees. Stel 3 onafhanklike lineêre vergelykings saam en herlei na matriksvorm om die bedrag te bepaal wat in elke rekening belê moet word om die vereistes te voldoen. So, wat ons kan doen, want jy kan nou met X, Y en Z werk, of jy kan met A, B en C werk. Kom ons werk maar met A, B en C. So, hoeveel geld ek ook al in A belê, ek is nie seker hoeveel nie. Plus hoeveel geld ek in B belê, weet ook nie hoeveel is dit nie. Plus hoeveel geld ek in C belê, dit moet uiteindelik in totaal R120.000 wees. Dan, wat ons kan sê is, dit is nou vir die totale bedrag. Kom ons skryf net hier so totale bedrag. Totale belegging. So daar het ek sover een vergelyking. Maar natuurlik 3 onbekendes, so is onmoontlik om dit uit te werk. Wat ek volgende kan doen is, hulle het vir my gesê, van die rente. So 6%, 0,06 van A plus 6.5%, 0,065 van B plus 15%, soos 0,15 van C. Dit is die totale, wat het hulle gesê, opbrengs. Kom ek sê maar net opbrengs. So daai totale opbrengste moet saam, soos hulle gesê het hierso, wat hulle gesê hierso, dit moet saam R8.700 wees. So daar het ek 'n tweede vergelyking. Ek kort nog een vergelyking. En die ander vergelyking wat ek het, sê hulle A tot C moet 2:1 wees. So die verhouding sê A, ons maak so, A tot C moet 2:1 wees. So ek kan dit herskryf as basies A op C moet 2:1 wees. Dan kan ek net oor kruis maal wat beteken A moet 2C wees. Anders te gestel, A minus 2C moet 0 wees. Ek het maar net die 2C na die ander kant toegevat. En dit is dan my 3 vergelykings. So uiteindelik maak dit sin hoe ek daai 3 vergelykings gekry het. Ja, dit doen. Yes. Okay. Dan maar reg, dan kan ons aangaan. So ek gaan nou hulle net 'n bietjie mooier onder mekaar skryf en dan dit in 'n matriksvorm herlei. Ek het net so mooi onder mekaar geskryf en dan hier die laaste netjie hier. So, ek gaan net nou hierdie ding wegvat, ons het nou klaar dit gedoen. So, net hierdie R ook wegvat, laat dit maar net getalle is. Okay. So ons het nou hierdie hele storie omskryf in 'n matriks. So in 'n matriks sal dit wees 1, 1, 1,
moet 120.000 wees. En dan 0,06, 0,065, 0,15 moet 8.700 wees. En 1, 0, min 2 moet 0 wees. En nou moet ons hierdie matriks oplos. So, eerste stap eerste, maak seker daar's 'n 1. En daar is 'n 1. Gebruik hom nou om die ander onder hom nulle te kry. So daar eers enetjie bly dit. Dan kan ek sê ry 2 minus 0,06 ry 1. So dan is dit 0,06 minus 0,06, dis 0. Dan 0,065 minus 0,06 maal 1. Dit gee vir my 0,005. En dan 0,15 minus 0,06 gee vir my 0,09. Dan 8.700 minus 0,06 maal 120.000. En dit gee vir my 1.500. As ek klaar met hom. En die laaste netjie is ry 3 minus ry 1. Soos 1 minus 1, 0. 0 minus 1, 1. Negatief 2 minus 1, negatief 3. En 0 minus 120.000, negatief 120.000. So ek het 'n 1 daar, en ek het 0 daar. Nou is my volgende stap, om daai ouetjie 1 te kry. So al wat ek gaan doen, is ek gaan hom net deel met sy waarde, sodat hy 1 word. So daai boonste netjie bly wat hy bly. Die onderste netjie gaan ook bly wat hy bly. Ek gaan dit nie nou dadelik verander nie. So ek gaan net sê ry 2 gedeel deur 0,05. 0,09 gedeel deur 0,05. 1.8 en dan 1500 gedeel deur 0,005. 300.000. So dit net amper hierdie moet 18 wees. As jy saam met my die somme doen. 18. Ons moes nie gedeel het met 0,05 nie. Ons moes gedeel het met 0,005. Okay, so daar het ek uiteindelik 'n 1 hierso. Gebruik hom om nou 'n 0 daar te kry. Dan is ons basies klaar. So daai eerste ry bly maar net wat hy is. Tweede ry bly wat hy is. En dan sê ek ry 3 minus ry 2. So negatief 3 minus 18 is negatief 21. Dan negatief 120.000 minus 300.000 is negatief 420.000. En ons kan nou maar stop, want hier onder is nou die nulle, daai driehoek daaronder het nulle, en daardie is daar net getalle. Ons kan nou maar stop, en ons kan gou die antwoorde gaan kry. Vir daai onderste enetjie, en dan werk ons weer van onder af boontoe. Sê dit basies negatief 21 C is negatief 420.000. So C is dan net 420.000 gedeel deur 21. So dis maar net 20.000. Vir 'n middelste enetjie het ons B plus 18 maal C, en ons weet ons nou wat C is 20.000, moet 300.000 wees.
So 300.000 minus 18 keer 20.000. Maar net so in jou slagrekenaar intik. Dan kry ek min 60.000 wat nie sin maak nie. Dan sê ek ergens 'n fout gemaak het. Ek weet nie of julle kan sien of ek 'n fout gemaak het ergens nie. Ek het vandag kyk, maar dit maak nie sin dat hy negatief gaan wees nie. Ek sal nou weer kyk. En dan as ons daai waarde het, dan kan ons dan na 1 toe gaan. Dan kan ons sê A plus B. So A plus B is min 60.000 plus C wat 20.000 is, moet 120.000 wees. So dit beteken A is 120.000 minus 20.000 plus 60.000. Soos 160.000. En daar het ons hom dan. Maak dit vir julle sin? Maar die waardes maak nie vir my sin nie. Ek moet net vinnig kyk of ek reg is. Dit sê ek ergens hier 'n fout gemaak het. Maar dit wat ek gedoen het, maak dit daarom sin of Ek nie dink eintlik ek nie. sien waar die probleem is. Daai 18 maal 20.000 is 360.000. Waar het ek gemaal met Daar by B in die oranje by plus 18 maal 20.000 is dit 300. Dit moet 360 wees, is dit nie? moet al hierdie waardes 360 wees toe ek gedeel het. Hierdie. Ek wat nee, daarso by daai pyl, nee nie daar nie, net regs van dit staan B. Daai som moet 360.000 wees in totaal. Hierdie. Dis as ek dit reg verstaan, ja, want 18 maal 20.000 is nie 300 nie, dis 360. Ja, dit is Ja. 360. Ja, maar toe het ek hom oorgevat en afgetrek. Toe kry ek min 60. Want die 300.000 het ek hier gekry. En hoe ek hom gekry het, is ek het gesê 1500 gedeel deur 0,005. Toe kry ek 300.000. Maar ek gaan nou kyk of my berekening reg is. Ek moet gou hierso dit intik. Dan gaan ek nou kyk of ek dalk ergens hier 'n fout gemaak het. Ja, ek moes hier ergens 'n fout gemaak het, want hierdie waardes, as ons net gou vinnig weer loer, die eerste enetjie het ek net gesê deel met 0,06. Ag jammer, 0,06 minus 0,06 van daai eerste ene. Toe was dit 0,065 minus 0,06. So ek check dit gou al my berekeninge. Hierdie ouetjie hierso was 0,005, so hy's reg. En hierdie enetjie hierso was 0,15 minus 0,06. Dit is 0,09, so hy's ook reg. En dan die enetjie hier was 8700 minus 0,06 maal met 120.000. So hierdie enetjie moet 1500 wees. So dit is reg. En die laaste enetjie was net die ene minus daai ene, soos 1 minus 1 is 0, 0 minus 1. Hoe hier is die probleem. 0 minus 1, die ouetjie moes negatief 1 gewees het. Daar was my fout. Dan enetjie moes negatief 1 gewees het. Want dit is mos nou d minus daai. En dan hierso d minus daai is negatief 3 en d minus daai is daai. So dan is hierdie reg. Dan hierdie ouetjie gedeel deur 0,005, maar ek maak nou hierdie netjie weer 1, is dan 0,09 gedeel deur 0,005 is daar die 18, so dit is reg. So kom ek wys net waar is ek? Daai is reg. En dan daai netjie is 1500 gedeel deur 0,005 maal ag nee, net gedeel deur 0,005. So dit is 300.000. Daai is reg. Ja, en die onderste netjie het ek nou daai negatief reg ingesit. Dan is dit laastens is net hierdie twee eintlik geplus met mekaar. Soos ry 3 met plus ry 2 en dan sal daai ook vir my 0 gee. Hierso sal dan nie dit wees nie. Hierso sal dan wees 15 en hierso sal dan wees
180.000. Daar is hy. Wys julle net met so een klein, wat is nou, hoe groot mens kan fout maak. So 15C is 180.000. So C is dan 12.000. Dit maak bietjie meer sin. Dan vir B is dit maal met 12.000. So B alleen is 300.000 minus 18 keer 12.000. So dis 84.000. Nou die laaste ding is net A plus B plus C moet 120.000 wees. So A is dan 24.000. Dat nou maak dit sin. 24.000. En daar het ons die regte antwoord. So my fout was hierso. Ek het gesê 0 minus 1 is 1, maar dit is natuurlik minus 1. Is dit reg? Maak dit daarom veel sin. Ja, Yes. dit nou oké. En om nou te gaan kyk, wat lekker is van hierdie tipe van somme, jy kan gou gaan kyk of jou antwoorde daarom sin maak. As ons nou daardie waardes het vir A, B en C, dan gaan kyk ons by al drie hierdie vergelykings of dit waar is. My eerste vergelyking sê dan ek sit R24.000 in A in, ek sit R84.000 in B in en ek sit R12.000 in C in. En as jy hulle alles bymekaar gaan plus, die 24 plus die 84 plus die 12, dan gaan jy kry R120.000 in totaal. So dis waar. Dan as jy gaan uitwerk, wat is 0,06 maal 24.000 plus wat is 0,065 maal 84.000 en wat is 0,15 maal 12.000. Dan gaan jy kry, dit is 8.700. So dis ook waar. En as jy gaan intik, wat is 24.000 minus 2 keer 12.000, dan gaan jy ook 0 kry. So dit is ook waar. So al drie vergelykings is daarom waar. Julle reg doen. Yes, dankie. Yes. OK. Kom ons kyk nou na nommer 7, een wat julle nou nog nie gedoen het eintlik in die klas nie. En dan kyk ons hoe ver ons kom met hom. So hulle sê nou hierso, dit is funksies met meer as een onbekende. So kom ons kyk hoe ons hom kan oplos. So hulle sê prokureursfirma poog om topgehalte ervare prokureurs te werf. Die totale pakket wat aangebied word, is die som van die drie afsonderlike komponente. Dis 'n basiese salaris van 1,2 keer die kandidaat se huidige salaris, tesame met 'n addisionele R54.000 vir elke jaar wat die kandidaat as 'n gekwalifiseerde prokureur gewerk het tot nou. En 'n ekstra R18.000 vir elke jaar wat hulle oor die ouderdom van 21 is. Dan sê hulle nou hier vir ons, stel 'n formule saam wat gebruik kan word om die totale salaris S wat aangebied word te bereken van iemand wat A jaar oud is, E jaar toepaslike ondervinding het en tans R1 verdien. En dan die volgende, kom ons doen net eers vraag 1. Soos 'n mond vol, maar dit beteken maar net jy kry meer geld hoe meer ervare jy is en hoeveel jaar jy ouer is as 21. So, kom ons stel die vergelykings op. Hulle het vir ons gesê N is die hoeveel jy tans verdien. So kom ons gaan lees weer mooi. Hierdie stukkie hierso. Laat ek net gou eers hierso dit net as 'n foto insit. Maar dit is net beter en ek wil graag dit so onderstreep en highlight en so dat julle kan sien hoe mens moet dink om hierdie somme op te los. So die volgende foto
gaan dalk nie so goeie kwaliteit wees soos wat tans op die ding is nie. Maar hopelik doen dit trek die punt deur. So, ek gaan nou eers hierdie gedeelte gebruik. Kom ons maak dit maar rooi. Hulle sê die basiese salaris is 1 keer 1.2 keer die kandidaat se huidige salaris. So vir daardie gedeelte weet ek die eerste vergelyking is die basis salaris of basiese dit gaan wees 1.2 keer en dit weet ek sover. Dan sê hulle by 'n volgende gedeelte sê hulle tesame met 'n addisionele R54.000 vir elke jaar wat die kandidaat as 'n gekwalifiseerde prokureur gewerk het tot nou. So vir daai gedeelte wat ek gaan skryf is, want hulle het mos nou gesê moet die toepaslike ondervinding wees. 'n jaar toepaslike ondervinding. So dit gaan net wees 54.000 keer So dit is kom ek skryf maar hierso vir wat dit is. Dit is die R54.000 vir elke jaar. Vir elke jaar ervaring. So wat ek dit. En dan 'n ander gedeelte wat ek raak lees is en 'n ekstra R18.000 vir elke jaar wat hulle ouer as 21 is. En hulle sê daar, hulle is tans A jaar oud. 1 jaar toepaslike ondervinding en rand verdien. So vir die groen gedeelte, dit is nou daardie R18.000 vir elke jaar ouer as 21. So dit beteken ek gaan R18.000 kry maal hoe oud hulle nou is minus 21. Obviously as hulle 21 jaar oud is, dan is dit 21 minus 21 wat 0 is. Dan gaan hulle net niks ekstra geld van daai kry nie. En as hulle 22 is, dan is dit 22 minus 21 soos 1 jaar ensovoorts ensovoorts. So om alles saam te sit vir 7.1. Ek het maar net afsonderlik gewerk met wat ek raak gelees het. So nou is die totale salaris S, waarvan hulle het ook gesê stel 'n vergelyking op S. S is maar net al hierdie goed mekaar geplus. Soos 1.2 keer N plus 54.000 plus die 18.000 maal A minus 21. Dit is dan 7.1 se antwoord. Is julle reg? Maak dit sin wat ons gedoen het? Dit doen, ja, dankie. OK. Julle kan gerus enige tyd, julle kan in die chat gedeelte ook vra as julle dalk op so 'n manier dit wil doen. OK. Dan vra hulle nou hier vir die volgende vraag, soos dit vir 7.1 klaar gedoen. Dan sê hulle nou vir ons nou gebruik die formule en werk die salaris uit wat aangebied word van iemand wat 30 jaar oud is. So dit beteken die A is 30 jaar. Dis die A. Met 5 jaar se ondervinding, dit is die blou. 5 jaar se ondervinding. En tans 2.7 miljoen verdien. So dit is dan die rooi gedeelte mos. So tans verdien hulle soveel. So dan stel mens dit in. So eenvoudig is dit. So hier is nou niks matriks in nie. Dis maar net 'n sommetjie wat mens net moet instel. So mens skryf daar was 7.1 se vraag. 7.2 se nou is dan net sy S is 1.2 keer die N
en die N staan vir die basiese salaris. Kom ek haal uit net, die N is die rooie, jammer, ja, wat hulle tans verdien, die E is die bloue, en die A is die groene. So is 1.2 keer N, wat hulle tans 2 miljoen, 2.7 miljoen verdien, plus 54.000 maal E, wat hulle tans 5 jaar so ondervinding het, plus 18.000 maal, hulle is 30 jaar oud, so is 30 minus 21. En dan tik jy maar net dit als in jou sakrekenaar in. En ek kry, julle kan ook maar net check of ek reg is, ek kry 3.672 miljoen. Dit is dan hoeveel hierdie persoon moet kry. Ek het dit ook so gekry, ja. Ok, wonderlik. So dit is dan dit. Ja, daar maak sin. Is julle reg met dit? Yes. Ok. Van hierdie ander, ons het daarom nog 'n bietjie tyd. Van hierdie ander, so ons het nou basies 2, of ons het nou nie eintlik na 1 gekyk nie. Ons het 2 net een sommetjie gedoen. Ok, 3 en 4 en 5 het ons nou nie na kyk nie, maar ons het na 6 gekyk en 7 gekyk. Is daar dalk enetjie tussen die ander wat ons nou nog nie, wat ons nie gedoen het nie, wat julle wil na kyk? Of moet ek 'n ander tipe vraag gaan soek? Honestly, ek moet 'n ander vraag gaan soek hoor. Ok. Want neem julle dosent die klasse op of nie? Soos rekord. Nee, Nee, ja. Yes, rekord. nee, op die Fundi is daar reeds video's van vorig jaar O, wat se okay. rekord. So Okay. ja. Ok, nee, geen probleem. Gustav, Yes? ek sien jy rekord ook die video's. Ja, so dit is beskikbaar. Jy kan, ek sit dit op die website, so jy kan dit na die tyd ook daar gaan kry. Of jy vra net vir my, dan stuur ek die link net vir jou. Okay, wonderlik. Ok. Kom ons kyk dalk na nog enetjie hierso, waar mens net matrikse moet gebruik vir interessantheid. So, net kyk hierso. Ja, kom ons vat hierdie enetjie hierso. So hulle sê hierso, gestel, wat is dit nou? Gestel 'n motorvervaardiger het bestellings aanvaar vir 30 bakkies, 25 sport of SUV's, en 15 sedans. Hierdie bestelling word voorgestel deur die ry-vektor key. So jy moet dan 'n ry-vektor key opstel. Die roumateriaal vir die vervaardiging van hierdie voertuie is staal, glas, plastiek, verf en arbeid. Matrix R, is nou 'n nuwe matrix wat jy moet opstel, gee die aantal eenhede van elke roumateriaal wat benodig word vir elke motor. Kom ek wys my net wat, hulle het dit ook daarom vir mens gegee. Daar soos die ding. So dit sê maar net byvoorbeeld, vir die bakkie, het 'n mens 6 staal, 3 glas, 9 plastiek, 5 verf en 4 arbeid nodig. Sê maar is duisende. Vir die SUV is dit 9, 4, 7, 4 en 6 ensovoorts. Dan sê hulle, gestel staal kos R8.000 per eenheid, glas kos R4.000 per eenheid, plastiek 3.000, ander 2.000, ander 10.000, die arbeid. Hierdie data word in 'n kolom vektor C aangetoon. Gebruik toepaslike matrixprodukte en bepaal die koste om die bestelling uit te voer. Het julle al maalsomme gedoen met matrixe? Nee, ons het Nog nie. Ok, aan. nee, geen probleem. Nee, geen probleem. Ek sien nou, dit is eintlik eers week 3 se werk. Maar net as 'n voorsprong, al wat mens net nou gaan doen,
So ons gaan dalk nie nou in diepte die som doen nie. Al wat ons net nou gaan doen is, jy gaan uitwerk, wat is key, en dan net maal met die R, maal met die C. Dit is wat ons net gaan doen. Ons gaan net daai met mekaar maal, en dan gaan ons actually een antwoord kry. So, om net om 'n bietjie vooruit te werk met die werk wat julle nou volgende week gaan doen. Enige matriks wat 'n mens het, sê mens eintlik hoe mens 'n matriks se definisie, se dimensie skryf, is, kom ons sê, dit is 'n 4x2 matriks. Beteken dit daar's 4 rye en slegs 2 kolomme. So, hierdie 4 staan vir 4 rye en daardie 2 staan vir 2 kolomme. So byvoorbeeld, 'n 1 by, kom ons maak dit 'n 3x5 matriks. 'n 3x5 matriks sou so gelyk het. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 en so voort. So, want daar is 3 rye, 1, 2, 3, en 5 kolomme, 1, 2, 3, 4, 5. En jy mag net, as dit kom by maalsomme, jy mag net 'n matriks, kom ons sê 'n 3x5 matriks, maal met 'n 5x2 matriks. Jy mag slegs matrikse met mekaar maal, wat die kolomme van die een is dieselfde as die rye van die ander ene. Dan gaan die dimensie, sal die rye van die een en die kolomme van die ander eentjie wees. So ek weet die dimensie van hierdie antwoord sal wees 'n 3x2 matriks. Byvoorbeeld. So 'n matriks van 7x8 maal met 'n 3x8, dit kan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Hoekom kan dit nie werk nie? Want die hoeveelheid kolomme hier is nie dieselfde hoeveelheid rye daar nie. So dis maar net so 'n bietjie vooruit wat ek net vir julle wys. Dis Ekskuus? Nee, ek sê dis reg, ek verstaan. Ja, so dis nie eintlik so mens gaan net nou aan met matrikse en hoe om dit verder te vat, mens maal dit met mekaar en so voorts. Maar die ander tipe van vrae, kom ons kyk net na dalk 'n laaste netjie so, ek gaan net kyk, al kan ek dit net verbaal verduidelik. Dis nou daarom nog weer 2 se werk. Ek het nou die vorige enetjie sommer weer 3 som gevat. Die besef is weer 3 se werk al nie. So, as ons hierdie net gou vandag lees, hulle sê maatskappy, so dis nou daarom weer 2 se werk. 'n maatskappy het 'n belasbare inkomste van R312.000. Die munisipale belasting is 25% van die gedeelte wat oor is nadat die staat se belasting betaal is. Die staat se belasting is 10% van die gedeelte wat oor is nadat die munisipale belasting betaal is. Bepaal die maatskappy se munisipale en staatsbelasting. So dis daarom nie weer 'n matriks nie, maar mens kan net sê is vergelykings wat mens moet opstel. So mens kan net sê die M, kom ons sê dit is vir munisipale. Die M gaan wees 25%, soos 0,25 maal die 312.000 nadat die staat se belasting af is. So ons minus met S. Maar S weer is 10% nadat die munisipale bedrag af is. So hulle is half mekaar sin. So ons kan alles in een ding gaan skryf. Ons kan gaan sê, want hier is nou een vergelyking, hier is die tweede vergelyking. Ons kan dit net beter gaan skryf. Ons kan sê, daai eerste ene, M is, as ons dit gou vinnig gaan maal, 78.000 minus 0,25 S, en die ander kan ons sê S is 31.200 minus 0,1 M. So tog kan ons dit wel in 'n matriks gaan skryf. Want ons kan gaan sê M plus 0,25 S is 78.000
en 0.1 m plus S is 31200. En dit kan ons mos nou in 'n matriks gaan skryf en gaan oplos. 1, 0.25, 0.11, 78000, 31200. En dan kan jy dit net gaan oplos. En dan kry jy die antwoord. Okay. Maak dit sin? Ja, ek verstaan. Konsep. So, hulle het, ons het basies 'n woordsom gevat, dit omgeskakel in twee vergelykings, en daai twee vergelykings omgeskakel in 'n matriks. En jy kan maar gaan kyk, as jy die ding gaan reduseer, gaan jy op die einde kry 1001 is gelyk aan 72000 en 24000. So ons munisipale rekening is R72000 en ons staatsrekening is R24000. En dit is dan die ding. En jy kan maar gaan kyk of dit waar is. 312 minus 24000 maal 0.25 gee vir jou daai getal. En 312.000 minus hierdie getal maal 0.1 gee weer vir jou daai getal. So dan weet ons is reg. Okay, Dylan en Dylan, het julle enige vrae dalk van vandag se klas? Nee, ek het niks. Dit is baie gehelp, ek moet sê dankie. Is dit? Okay. En Ja, as julle so deur die werk gaan, asseblief laat weet as julle enige vrae het. yes. Wat ek nou wat sê, ja. Ek sal net weer volgende week weer vir jou as ons die nuwe week sin kry ook net aanstuur en dan Ja, dit sal gaaf wees. as jy die updated ene het. Yes, want soos ek sê, ek het hierso nog vorige jare se goed. Okay, dis reg. Ja, wonderlik. Okay. En dan moet julle 'n lekker naweek verder hê. Dankie Gustaf, ek waardeer jou hulp. My plesier. Totsiens Dylan, goed gaan. Dankie, bye. Bye.